Okay. Goeienaand mense. My naam is Leon Liedeman. Welkom. Net so 'n bietjie agtergrond van my. Ek het op UWK geswat. Ondereers in landelike en stedelike aardrykskunde deeltyds gedoen. Ek wou 'n stedelike beplanner geword het. Maar ek het in die onderwys was op ouderdom 29 as ek 'n skoolhoof gewees. Maar dit is basies wat ek is. Ek lees baie diep. En Archbishop Tutu in sy boek Made for Goodness, tussen hom en sy dogter Mapou. In 1985 met die riots op die Kaapse vlakte as 'n baie jong kinders doodgeskiet. En toe besluit die aartsbiskop hy wil 'n march roep. En almal sê nee, hy sê ek gaan dit hou. Hulle het gedink 1000 mense gaan uitkom, 30.000 het uitgekom, maar was nie een polisieman nie. Nou dit is 'n term wat genoem word God pressure. God pressure beteken, jy gaan teen wat die mense sê. En dit is hoekom veranderinge in die wêreld kom. Nou in November 2002 het ek 200 insurance brokers by mekaar geroep. Ek was nooit eers 'n broker nie. Ek het vir 5 jaar 'n medical aid gemanage. En die woorde het uit my mond uitgeval toe staat 'n Black Alexander Forbes. Ek sal nie nou oor die proses, ek het in 2012 daarmee begin. Maar om net 'n bietjie agtergrond te gee. Ek het al die prinsipale van verskillende rasse in die land saamgebring. En ek het 2 navorsingsprojekte gekoördineer. Ek was op die minister se verwysingsgroep van onderwysbestuur en het die change management vir die Weskaapse onderwys gedoen. Behalwe my honneurs en my B.Ed take. So ek het navorsingsprojekte gedoen. Maar ek het ook in 2005 saam met UWK gedoen the non-transformation in die insurance sector waarvoor ek aangeval is because I exposed the non-transformation in die versekeringskamp. Nou, hoekom het ek genoem van aartsbiskop Desmond Tutu in 1985? Ons is eintlik nou in 'n derde wêreldoorlog situasie wat ek in 2010 voorspel het. En ek het ook in 2010 voorspel dat jou brein politieke partye gaan eintlik die sterkste word. My klasse het altyd vir my gesê ek moenie voorspellings maak nie, want my voorspellings het die neiging om die waarheid te word. Nou, waar ons eintlik nou is met die oorlog in Iran, is wat ons noem A Tale of Two Cities. In die wêreld het ons nou vrede in baie van die lande en aan die ander kant, luister nou mooi, ek sê altyd vir mense, moenie luister hoe ek 'n ding wat ek sê, hoe ek 'n ding sê en nie luister wat ek sê. Iran is besig om vir Israel en die VSA pak te gee. Ek het ook voorspel dat 2023-25 gaan die einde wees van die westerse ekonomiese stelsel. En nie China nie, maar Indië gaan die grootste ekonomie word. Nou Charles Dickens se boek The Tale of Two Cities sê, it was the best of times, it was the worst of times. It was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, and we had nothing before us. Nou in 2012-14 het ek 5 en 10 stukke in die pad opgetel, om R4 by mekaar te maak, om airtime te koop van 'n CEO van 'n insurance company wou vir my in Johannesburg sien. Dan moet ek my plane ticket, maar kom ons kom nou met the best of times and the worst of times. We have nothing
before us, we had everything before us. Nou, ek wil eers sê, nothing before us. My tuisdorp, Mamasbury, waar ek gebore was, ek bly nou in Kuilsrivier, has 8 supermarkte, 8. Nie 1 word besit deur breinmense nie. Ek bly in Kuilsrivier, has 12, 1 dosyn supermarkte in 1. We can't leave that nonsense like this. Nou ons gaan binne 'n jaar van nou af 500 co-branded supermarkte het. En dit is basies wat dit is. Nou hoe is dit nou moontlik? Hoekom het die verandering so plaasgevind? As jy kyk in Suid-Afrika. Suid-Afrika het 'n rasgebaseerde stelsel. Die ou brein in Swartdorp is in sy glorie. Die Pakistanis, die Somalis, whatever, het oorgeneem. Los dit, jy kan niks doen aan nie. Die Witdorp word ook oorgeneem. Jy het die tidy textiles, die Moroccan babes, die selfone en al die. Die enigste manier om dit te breek, die rasgebaseerde besigheid te breek, is om 'n nuwe dorp te skep. Onthou ek het vir julle gesê, ek het oneers in landelike, ek wou 'n stadsbeplanner word, maar daar was nie geld en beurse vir my nie. Nou hoe het die wêreld verander? As vandag 'n artikel in die koerant, het vir die eerste keer in Amerika, is the opinion poll, vir Gaza is 41% meer as vir Israel. Die wêreld, nou dieselfde gebeur in Suid-Afrika. Die DA, or whether you like it or not, is besig, soos ons nou in plain Afrikaans sê, om sy gat te sien. Dit het niks met ras te doen nie. Hulle is besig met 'n tyl van 2 cities. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. 4 jaar gelede was ons op 'n bustoer deur Mitchells Plain nou gaan kyk hoe om die Strandfontein Waterfront Pavilion te ontwerp en ontwikkel en daai. Niks het gekom daarvan aan te wy. Nou skielik kom met die DA van 'n 300 miljoen rand. Maar jy moet agter die saak kyk. Die Victoria en Alfred Waterfront, simpel is omtrent werd 60 biljoen rand. 200 miljoen keer groter as die Strandfontein Pavilion. Hoekom? Hulle wil hê die miljoen bruines en swartes in Mitchells Plain moet daar kom loop waar die ryk buitelandse toeriste is, waar die eiendomme so duur dat hulle eie wit mense nou siek maak. En dit is basies wat gebeur. Nou verder net dit. Hierso is al die kontrakte. Onthou ek het vir julle gesê dat ek het 5 sente en 10 sente. In 2018 het Liberty Life vir my gesê dat my model as 'n bedreiging van die groot insurance companies en banke, hulle wou invest het teruggetrek. Dis 4 van hulle. It's fine. Ek is deur die Reservebank toestemming gegee om 'n mutual bank te begin. Hierso het ek 'n mediese fonds ontwikkel in 2014. Wat al die korrupte mediese fondse wat ons gaan, ek gaan nie die details gee nie. Maar dit het 10 jaar gevat om vir hulle om vir my die amptelike toestemming gee. Hier's ons eie begrafnisproduk. 30% kommissie plus reinsurance. Ek is deur Gareth Ackerman, ek het sy pa Raymond Ackerman 4 keer ontmoet, ons gaan nog saam besig. Was ek nou 'n lid van die Consumer Goods Council. Ons het 'n korttermynproduk, die Old Mutual Insure, wat ons tot 25% van die kommissie kry. Nou as hier sit ek en maak uit 'n video, dit kos my niks nie. Is net iemand wat die video maak in my 40 jaar se kundigheid. Jy het nie meer geboue nodig nie. Nou onthou ek het vir julle gesê, ons gaan oor 'n jaar van nou gaan ons 500 co-branded supermarkets hê. Nou ek het, nadat ek die medical aid gelos het, het ek 'n opleidingsmaatskappy begin. En my opleidingsmodule is genoem
Growcom Training Academy, Visionary Thinking to Grow a More Equal Society. Dit sê in Afrikaans, in die pan van die see, in die pot en die pan van die plaas. Nou die supermarktprojek was hier nou op ons radarie. Maar dit kom nou vinniger vorentoe nadat ek nou 2 jaar gelede by die Consumer Goods Council. 'n maand gelede het iemand wat saam met my op LinkedIn is vir my gesê, dat as 'n moontlikheid, hy kom by die 18 April sien, ons in 'n partnership gaan in 2 supermarkets hier in die noordelike voorstede. Nou ek het 'n manier, ek was getoets in 2002, deur een van die grootste versekeringsmaatskappye in die land. En hulle het gesê, ek dink 3 keer vinniger as die gewone persoon. En dit is hoekom ek kon voorspel het wat in 2025-23 gaan gebeur. Wat gaan gebeur? Dat die brein-ekonomie gaan eintlik die grootste ekonomie in die land word. Dit het niks met ras te doen nie. Is iets te doen wat jy noem generational wealth. Nou, daar is 'n boek van Alex Massoudi, Cultural Evolution. Nou wat beteken is jou wit ekonomie, soos met Amerika en Suid-Afrika is eintlik besig om te sterf. Morele verval, want jy het nou die DA wat nou beklei met die Vryheidsfront Plus. Vir die kleerlinge vind jy nou die Patriotic Alliance, National Coloured Congress, Good Party, hulle begin saam te praat. Wat gebeur daarmee is, as 'n groep wat gemarginalised word, een kant geskuif word, deur die politieke magte en die ekonomiese magte, sterk genoeg is om na hulle self te begin kyk. En dit is eintlik wat gebeur. Jou swartes gaan eintlik eers by 2030 ekonomies sterk wees. Is eintlik 2035, because for them it's about political power. Nou wat gebeur is, ons breinmense het in die 70s, laat 60s, 70s, baie van ons universiteit, het 'n sterk middelklas opgebou. Nou daai middelklas is besig om nou te sukkel, en dit is wat gebeur. Nou, om die Amerikaanse ekonomiese stelsel te vernietig, om die DA en die Nasionale Party se neoliberale ekonomiese stelsel te vernietig, moet jy kom met 'n nuwe model. Nou Ludwig von Mises sê that innovation is the whim of the elite before it becomes the need of the masses. Dan is daar nog 'n navorsing gedoen, frustration aggression analysis, wat sê jy het 15% van die bevolking nodig wat 'n ekonomiese revolusie kan dryf. Nou hoe werk dit? Kom ons vat vir Suid-Afrika. 6 miljoen brein ongeveer. Dan vat jy nog 1 miljoen met die intermenging. Ek kom van 'n familie van wit en brein gemeng. Om net 'n voorbeeld te noem. My pa se oudste suster June, suster Auntie Audrey, het wit gedraai, toe draai haar dogter June brein om met Jane Adam te trou. Maar ons het nooit mekaar verwyd nie. As jy nou my kleinkinders kyk op die foto's en na my, sal hulle nou vra, maar hulle dink aan hy se wit man. Dit maak nie saak by ons nie. Nou dan het jy 1 miljoen van die kinders wat toe inmeng, 7 miljoen. Dan het jy 1 miljoen Indians, is 8, en 2 miljoen wit is. Nou, hoe kan 2 miljoen wit mense gaan dan nou vir Growcom wees? Onthou ek het gesê, die DA is besig om die buitelanders voor te trek met die hoë koste van huise in Sea Point en daai plekke, en hulle is besig om die wit middelklas kwaad te maak, and they going to join Growcom. En dan so 2-3 miljoen swartes. Ek is gister gebel, die broukers wat ek jare gelede, so sê Leon,
we on board. Okay. Nou, waaruit moet hy 15% bestaan? Jy het 6 persoonlikhede nodig. Jy het 'n intellectual. Nou, Leon Liedeman is dieselfde soos Eugene Marais in 1933 met die Groot Depressie. Hy het die Afrikaners wel gesê, los julle nou ons werk saam. Dan het jy aktiviste nodig. Dis nou soos die Khoisan ouens en die ou Saru Sakus legends. Okay. Dan is daar 'n derde groep, jou insiders. Jy moet mense in die politiek op nasionale vlak en op plaaslike vlak hê wat die deure vir jou kan oopmaak. En daai deure is nou besig om vinnig. Ek weet nie of julle opgelet het, daar was 'n tyd gelede 'n foto van Cyril Ramaphosa, Guyton McKenzie, Patricia de Lille en Fadil Adams saam. Daai foto is eintlik waarna toe die land besig is om te beweeg. Dat dit gaan die nuwe politieke mag wees, gedryf deur daai 3 partye en ander partye soos Action SA, en die ANC moet by hulle inval, en die DA gaan buitekant sit. Dan is daar nog 'n 4de groep, is jou disaffected elites en jou supportive elites. Nou ons sit met duisende ouers, wat hulle kinders, al hulle pensioengeld besteed om hul kinders te laat studeer. Daai kinders is of werkloos, of hulle is underemployed. En dan het jy nog mense wat goed gedoen het, byvoorbeeld dokters, lawyers en 'n ander paar mense. En as wat nou sou gebeur, wat gebeur in Israel, wat plat geskiet word deur Iran, dan het hulle die meeste om te verloor. Nou wat doen hulle? Ludwig von Mises sê, it is the whim of the elite before it. Hulle gee die geld, die vierhoutjies. Hulle gee eintlik die geld vir die vierhoutjies, vir die massas, vir die armes, om die revolusie te begin. En dit is wat eintlik gebeur. Okay. Nou wat is ons plan? Ek het die land opgedeel. Ons target so 12,5 miljoen van die bevolking. 65 tot 70% van die ekonomie. Jy gaan soek die besigheid in areas waar daar konflikte is. Nou ons gaan dit deel in nuwe stede van 50,000 mense elk. Nou as jy Mitchells Plain vat, dan is daar eintlik van die amper miljoen mense almal bruin. As jy Eldorado Park vat, as daar in ene deel is daar seker almal van die 250,000 is bruin. Maar jou meeste dorpe is die bruinbevolking 50%. Maar van die 25,000 is 40%, 10,000 is middelklas. So daar is geld. Nou hoe gaan ons dit doen? Daai 25,000 gee vir jou 5,000 tot 6,000 families. Nou ons soek 15 tot 20% van hulle. Is dit 1,500 tot 2,000 van die families. Wat elkeen R1,000 moet belê, wat vir ons tussen 1,5 tot 2 miljoen gaan gee. Hoe doen ons dit? Ons deel elke dorp in blokke van 200, een persoon moet 1000 mense 200 families kry. En soos ek gesê het, hulle gaan die intellectuals, hulle gaan die disaffected elites en die supportive elites tackle. Dit is basies wat dit is. Nou as ons wil daai geld alles by die einde van Mei in hê. Nou wat gaan ons doen met die geld? R300,000 of 1,000 van R300 van die R1,000 gaan om daai 2,000 mense op te lei in daai kursus van my. Dan vat Graukom R450 van daai geld, 450,000. Dit gee vir jou 750,000. Dan gee ons vir die plaaslike groepie wat vir Graukom moet dryf
tussen 250 tot 500.000 om die strukture aan te sit. En hulle moet bestaan word uit 'n intellectual, 'n activist, 'n insider van die plaaslike politiek, disaffected en supportive elites. En dan, ek het vergeet, nog 'n ene, die artist. Nou die artist is die Koos Kombuis of iemand wat Zayn Adam of iemand anders wat sing nie. Die artist is die persoon wat die video vat en dit vir die mense stel en die stories gaan vertel. En die laaste daarvan is die massas. Okay. Nou ons plan is om 200 miljoen in te samel. 30 miljoen gaan vir opleiding. 10 miljoen gaan vir die huidige aandeelhouers. En 10 miljoen gaan vir die 200.000 mense wat in maand 1 verkoop. Daar gaan nog 'n kommissie inkom nie, maar vir hulle om 'n stukkie kosie op die tafel te gee. Dan het ons 40 miljoen om ons bank, ons mediese fonds, ons ander produkte en konsepte aan die gang te sit. 20 miljoen rand gaan ons vir ons 'n gebou in die Kaap koop. My pa was voorman van die walvisstasie by Donkergat en my maat walvis wil. Ek gaan 'n salmon smoke fabriek en alles op die plek sit. Okay? 20 miljoen in 'n IT company. Ons oudste seun het 'n IT company 37 wat hulle employ. 20 miljoen in investment fund. En ons skromie. Ons gaan die aktiviste, of wat nou die Khoisan of wat, en selfs die partye wat vir ons ondersteun om vir hulle te help, want hulle gaan mos vir ons help. En dan het ons 30 miljoen in reserves. So ons het genoeg geld in die stelsel om vir daai plaaslike groepie tussen 250 tot 500.000 te gee om die strukture aan die gang te kom, want die petrol in die goed is duur. Daai is fase A. Nou fase B. Dan gaan van die versekeringsprodukte begin verkoop en die inkomste kom in. Onthou ek het gesê van die supermarkets. Ek is 'n lid van die Consumer Goods Council. Ek gaan die 15de weer na 'n summit toe. So ons wil hê daai 200.000 mense moet elke maand R1,000 belê. Dan het ons in elke dorp, so in Mamasbury, gaan ons 2 supermarkets opsit vir 50.000 mense as daar 8 is. So daar gaan 'n 12 miljoen vir 100 van hulle 12 miljoen en die ander 100 'n 12 miljoen. Maar julle sal oplet dat die BEE goed verander nou. Ek het training company en insurance, R1 biljoen se opleidingskontrakte was goedgekeur, afgesign en hulle ek wil nie bribes hê nie. Maar nou het die regering gesê hulle gaan slegs geld gee as jy kan bewys dat hy persoon wat gestudeer het gaan 'n inkomste. Nou ons mense gaan inkomste verdien. So deals tax. Ons kan dan vir die 200.000 mense wat invested en wat ons opgelei op 'n eendag kursus, my induction manual, kan ons tot 15.000 eis. Is R3 biljoen, dan sit ons eie semi-private universiteit op. Mense, dit in breë is die model. My selfoonnommer is 061-372-5215. Ek het 'n passie vir wat ons doen to create a more equal society. Ek sê dankie vir julle.